Wat 'n voorreg om hierdie week so te besin oor gebed. Ons is besig met Onse Vader te leer en hou hier nog by Onse Vader wat in die hemel is. Laat u naam geheilig word. En vandag laat u koninkryk kom. Ons leef in 'n wêreld waar daar's net soveel dinge is wat mense teen die bors stuit. As ons baie keer kyk hoe dit om ons lyk, dit op die paaie lyk, die rommel, die manier hoe mense werk, die onreg, die ellende wat daar is, die omkopery, dis net nie aan nie. Dis net nie reg nie. Dit skry teen ons in. Want sien, in 'n koninkryk reflekteer die koninkryk iets van die koning. Dit sê iets van die kwaliteit van die koning. En dit het my baie keer laat wonder, en eintlik 'n bietjie laat lag, dat straatname verander word. En dan sien ek hoe die straat nou lyk. Ek sien hoe hy gelyk het, en ek sien hoe hy nou lyk, en ek besef, hemeltjie, die een wie die naam gedraai het, of het Hendrik Verwoerd, of wie dit ook al was, sê, asseblief, as dit is hoe my straat nou lyk, gee hom vir Nelson Mandela, of vir wie die naam ook al is. Die kwaliteit reflekteer iets van die koning. En in ons lewe is dit waaroor gebed gaan. Hierdie belangrike deel van ons gebed. Laat u koninkryk kom. 'n stukkie waar ek net dink oor die ideaal, waar ek nie vrede maak met hoe dit lyk nie, maar droom, hoe sou dit lyk as God se wil geskied? As alles gebeur soos God dit wil hê? En in plaas van te begin by die dorpe en die stede en die wêreld buite my, is my eerste beginpunt die wêreld waaroor ek beheer het, my wêreld. Hoe sou dit lyk as God beheer het oor my lesenaar, oor my werksomstandighede, oor my huwelik, oor my tydsbestuur? Reflekteer dit iets van sy grootheid? Droom ek hoe dit sou lyk as God die Here sou wees van hierdie lewe? Hoe sou dit anders lyk? Ander manier om dit dalk te sê, laat die koninkryk kom, Here, help my om deur u oë na my lewe te kyk. En die oomblik as ek deur die Here se oë na my lewe kyk, besef ek, maar dit en dit moet verander. Ons werk die hele tyd met ideaal. Ons maak nie vrede met dit wat verkeerd is nie. En wanneer in my persoonlike wêreld dinge so is dat dit lyk asof hy die Here is, dan begin ek uit te beweeg en maak ek ook nooit vrede met 'n slegte pad of met werkloosheid, of iemand wat sleg behandel word as hy iets wil koop nie, 'n bot persoon agter die toonbank nie, dan maak ek nie vrede daarmee nie. Ek weet nog nie hoe nie, maar ek weet net, deur my oë sien ek God se koninkryk, so sien ek hoe hy verheerlik word, en dis waaroor my lewe gaan. Here, u is 'n waardige God, u is die koning. Dankie dat ons dit weet. En dankie dat u ons besiel met 'n passie om dit uit te leef en met 'n styl wat maak dat ons mense aansteek om ook deel te wil wees van 'n mooi lewe, 'n gebalanseerde lewe, 'n regverdige lewe, 'n liefdevolle lewe. En ons is u agente. Laat u koninkryk kom. Laat ons die dinge doen wat wys dat u die koning is. Amen.